Amen, goeiemôre almal. Dit het so lekker gereën hierdie week. Ek glo ons almal voel lekker vars. Die gras is mooi groen. En die belangrikste is, God is op die troon. Amen. Nou ek wil vanoggend net so vinnig vir my Zaan vra om hier langs my te kom staan. Kom ou vrou. Ek wil vanoggend begin om vir die Here dankie te sê. Dankie vir goedheid en guns en ons praat baie keer wat ons vra in sy naam. Ek wil vanoggend vir julle sê, ek eer die Here. Ons het gebid dat dit wat hulle gedink het, dat die aneurisme weer aan die gang is, en ek dink hulle het amper klaar besluite geneem. Wie sien, niks gaan deur, as God nie besluit nie. En ons kon in sy naam, kon ons lewe spreek. En vanoggend staan ons hier, en weet julle wat, die lekker was om daai uitslae te kry van, alles is 100% reg. Ek lag baie mense, en wat het gebeur, ek sê, ek gee eintlik nie om wat gebeur het met die opbou tot en met hier nie. Ek doen nie. Ek sê net dankie dat sy staan. Ek sê net dankie dat sy weer kan funksioneer. En ek dink dit is wat ons geneig is om te vergeet. Ons kyk partykeer so vas in hoekom en waarom. Vergeet die hoekom en waarom. Sê dankie vir wat jy ontvang. Sê dankie dat daar beterskap is. Sê dankie vir genesing. Want hy is so groot. Jy sien, by Vader is niks onmoontlik nie. En dis waarom ons net besef, ons het hierdie week, is ons deur 2 roudienste, en volgende week Woensdag weer 1. En ek besef net, Here, hoe maklik is dit, dat iemand net kan wegraak. En ek wil vanoggend vir julle sê, ons het so min tyd op hierdie aarde, want jy sien, nie een van ons weet, hoe lang ons hier gaan wees nie. Waardeer ons regtig die mense langs ons, voor ons, agter ons. Dit gaan nie altyd oor net jou vrou nie, of net jou man, of net jou kinders nie. We sien die opdrag wat hy vir ons gegee het, dat soos ons hom lief het, moet ons die mens lief hê. En daai liefde het geen einde nie. Daai liefde het nie 'n naam of 'n van nie. Daai liefde is vir almal wat om ons is. So ek wil vanoggend jou werklik uitdaag, dat jy regtig op die plek kan kom, waar jy net kan sê, Here, maak my hart oop, dat ek ook kan lief hê, soos wat U lief het. Amen. Nou ons wil vanoggend sommer begin, so jy moet maar sommer hier staan. Ons wil begin, en ek wil die doopkandidate, en dan het ons die voorreg om vanoggend ook 2 kinders toe te wy. En ek wil julle vra om almal hier voor my te kom staan. So ek gaan vra dat die kleintjies hier in die middel, kom staan vorentoe, ek hap nie. Net as my valstande in is. Die voorreg vanoggend om by julle te staan. Jy sien seisoene verander. Seisoene draai. En ek dink baie keer het ons fokus net op die kinders of net op die doopkandidate, maar besef julle dat soos wat ons hulle toewy en by die voete van Jesus sit, sy stem saam. Amen. So gaan julle die voorreg hê om vanoggend die ou lewe af te lê en nie op te staan en te sê, Here, wat is die nuwe planne wat U vir my uitsit? En ek wil julle uitdaag vanoggend om vir jou te sê dat maak nie saak wat jou teruggehou het tot en met hier nie. As jy dit vanoggend, terwyl jy gereed maak om die ou lewe af te lê, moet jy dit werklik oorgee vir die Here. Vader, U weet dat hierdie goed aan my vashou, so soos ek afgaan, sê ek dankie, dit bly onder. Amen.
Vandag wil ek vir julle as pappa en mamma sê dat die grootste uitdaging wat ons in hierdie lewe het, is om ons kinders toe te maak, om ons kinders te beskerm. Jy sien, Psalm 127 vers 3 sê, kinders is 'n gawe van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Ek dink nie ons besef altyd hoe groot dit is nie. As ons kyk hoeveel ouers op buite is wat nie die voorreg het om hulle eie te hê nie. So as ons aan daai vashou en sê, Here, ek staan vandag voor U. Maak nie saak wat gebeur het tot en met hier nie. Ek sê ek is jammer. Vandag begin ek as pappa en mamma en my fokus vanoggend is meer op julle twee as op hulle twee. Want jy sien, by hulle twee kan baie goed nog gebeur. Maar dit kan alleenlik gebeur as pappa en mamma die leiding vat en sê, Here, ons gaan elke tree van hier af gee, soos wat U wil hê ons moet gee, soos wat U ons lei, soos wat U hart klop vir ons oopmaak. Hy sê in 1 Samuel 1 vers 27, ek het die Here gevra om my hierdie kind te gee en hy het my gebed verhoor. Nou gee ek hom terug vir die Here. Hy sal lewenslank aan die Here behoort. Daarna het hulle die Here daar aanbid. Jy sien, lewenslank sal hy aan die Here behoort as jy hom oorgee. En dit is die stap wat jy vandag neem. Is dat jy vandag sê, ek gee nou die tree om te sê, ek gee my seun en dogter vir die Here. Amen. Ek wil graag begin en ek wil eers vir pappa en mamma salf en julle toemaak. En ek wil graag die gemeente vra om julle hande uit te steek. Kom ons maak pappa en mamma toe vanoggend. Vader, Here, soos ek vir pappa en mamma salf, sit net jou hand so op sy skouer dat jy kontak het. Vader, wil ek nou eerstens vir hulle bid. Ek bid U seën oor hulle, Here. Ek bid, Vader, dat van hier af, Here, dat U hulle sal lei, dat hulle sal weet, Here, hulle die voorreg om nou hierdie belofte opnuut net oop te maak, om in U, wat ons God en Vader is, die beste pa en die beste ma vir hierdie kids te wees. Maak nie saak wat die uitdaging nie, Here. Ek bid vandag, Here, dat U hulle sterk maak, dat U hulle wysheid gee, Vader, en dat U hulle hartklop sal verander. Dis my gebed, Here. En dan kom ek, Here, by Caleb, Vader, dat ek nou Caleb kan salf en vir klein Menashe, Here. Vader, dat hulle twee sal weet, Here, by U is niks onmoontlik nie. Here, dat U seën oor sy lewe sal rus. Here, dat hierdie jong man werklik 'n verskil sal maak waar hy gaan. Vader, Here, dat geen onheil hom ooit sal tref nie, Here. Ek bid, Here, dat U hom 'n warrior sal maak in die naam van Jesus Christus. Vader, dat U goedheid en guns hom sal volg, elke tree wat hy gee. Vader, en dan klein Menashe, Here. Vader, Here, hierdie pragtige groot oë en hierdie ou glimlaggie. Here, dat U haar beskerm, dat U haar toemaak, dat sy altyd sal weet, Here, dat U met haar is. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Draai net so om, dat almal daarom net kan sien, as jy ooit gewonder het, daar's nie 'n mooier glimlag. As sy my sien, daai groot oë staan altyd uit. En dan wil ek die kans gebruik om net, Caleb, Oei, sorry. Daar's jou Bybel. Sertifikaat jou nou, papa. Ekkie. Dan sertifikaat en hier is jou Bybel. Wag, ek het vir jou 'n mooier geskenkie. En dan staan ietsie vir jou. Amen. Gee my soms so drukkie.
Amen. Kom ons gee hulle 'n lekker hand. As julle kan julle sitplekke gaan neem, dan kan die doopkandidate hier voor my kom staan. Nou ja, dis nou sulke tyd. Alles wat ons moes sê, het ons al gesê, maar vanoggend wil ek vir jou sê dat die beste besluit wat jy kan neem, is om jou ou lewe af te lê, nie op te staan in Jesus Christus. Ek wil julle moet verstaan, julle moet die prentjie in julle gees sien, dat wat hy af lê, kom nie terug nie. Jy sien, dis waarom die doop geskied in die water. Nou wat is die mooi ding van water? Hoekom is dit dat wanneer ons hande vuil is, dan sit ons dit onder die kraan? Het jy al gesien, soos jy jou hande vryf, loop die veiligheid uit. En die doop simboliseer die reiniging, die skoonmaking, dat soos jy afgaan, kom Vader en hy kom vee net alles af. Hy kom maak jou skoon. Maar ek wil julle bewus maak, dat wanneer jy uit die water uitkom, moet dit nie gaan oor die oomblik of die woordjie doop nie. Dis waarom die doop 'n hartsbesluit is. Iemand kan nie vir jou sê nie. Dit moet jou hart wees. Sodat, hy sê in Handelinge 2:38, kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die naam van Jesus Christus gedoop word, sodat julle sondes vergewe kan word. En nou hier kom die mooiste deel, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. En dis wat ek vanoggend oor julle bid, dat julle vanoggend in gereedheid sal staan, reg, om te kan sê, Here, Vader, maak my skoon. Vader, vat weg wat nie moet wees nie. Here, laat dit net op my afreën, seën op seën op seën. Want jy sien, dis wat hy sê in Johannes 14:14, wat jy vra in my naam, sal ek doen. So ek wil vanoggend vir julle sê, ek is excited, vanoggend toe ek daar by die doopbad staan en ek gooi die salfolie in, want jy sien, jy kry 'n 2-in-1, ons het 'n special vanoggend, jy dink jy word gedoop, maar jy word gesalf in die water, sodat Vader net kan skoonmaak, kan herstel, wat was is verby. Amen. Nou ek gaan die gemeente vra, ons gaan nou lekker saam staan, en ons gaan ons tiende en offerande na die skatkis bring, ons gaan lekker saam sing, dan gaan ons 5 gou gereed maak vir daai lekker koue water, en julle gaan sien dat elkeen wat hier staan, het ewe skielik ballerina simptome, want as jy die water tref, is jy op jou tone. En weet jy wat's die lekkerste? As die realiteit kom, dan vergeet jy heeltemal van wat die water is. Amen. Kom ons gaan saam staan. As die son wat skyn, As die son wat skyn in Suid-Afrika, verwagting bou op, reg oor ons land, son van geregtigheid, dis die seën van God, hy verander ons, hy verander ons God. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek. Daar's 'n nuwe dag wat kom. Jesus Christus gaan, leefstyl weer laat blom. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek. Daar's 'n nuwe dag wat kom. Die wêreld gaan sien wat my Jesus kan. Die wolke pak saam, Die wolke pak saam oor Suid-Afrika, oor Suid-Afrika.
Is hulle al hier? Hey, waar is julle? Pastoor? Vorentoe laat kom. Ek dink hulle kry koud. Julle is welkom om julle sitplekke te neem, maar en die van die familie wat wil nader staan is ook meer as welkom. Kom, wie is laaste? Julle gaan nie glo het hulle almal nou net gegroei nie. Wat 'n voorreg om vanoggend saam met julle in die doopbad te kan staan. Nou, wie gaan eerste wees? OK, die manne wil die ding afskop. John, volgens jou eie geloofbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou ja, ek gaan nou in plek van Aantjie Anneke, volgens jou eie geloofbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Myra, volgens jou eie geloofbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, en die Seun en van die Heilige Gees. Sy is so kort, ek hoef amper nie te doop nie, ek hoef net die water te splash. Donita, volgens jou eie geloofbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Nog 'n droog stukkie. As hy. Vader, ons kom nou en ons sê dankie, Here. Vader, dankie vir die voorreg, Here, om 'n nuwe seisoen te begin, 'n nuwe journey te begin in Jesus Christus. Here, ons Vader, ons roep nou uit en ek bid, Here, dat U hulle sal toemaak, dat U hulle sal vul met U Heilige Gees, Here, dat hulle U vuur sal ervaar, Here, dat hulle weet, Here, dat dit wat hulle nou agtergelaat het, dat dit weg is vir ewig, Here, dat hulle die besluit geneem het om te sê, ek wil nuut wees in U. En ek kom nou, Vader, en ek maak dit vas in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Kom ons gee hulle 'n groot hand. Pastoor sê, hy sal sommer preek van daar binne af. Ons moet net mooi luister. Kan jy onthou die dag toe jy hier binne was? Of by 'n ander gemeente? Spesiaal, nee. Baie, baie spesiaal. En daarom kan ons sê, die Here is my vesting, die Here is my krag. Gaan jy saam met ons staan, Marie? Is lekker om jou te sien, hoor. Hallo Mika, hallo Maddie. My vesting, die Here is my krag, hy
wat nou net hier ingestap kom. Hallo julle, het julle die doop gemis? Is okay. Is okay, daar is foto's geneem, daar's video's geneem, alles, hoor. Welkom by ons vanoggend. Ek probeer nou nie die fokus op hulle plaas nie. Ek laat hulle net tuis probeer voel. Is dit okay? Kom ons waai gou vir hulle. Sê hallo julle. Welkom hier by ons. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redder. Die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sal vir sy kinders. Gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Here, prys die Here vir my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Here, prys die Here, o my siel. Prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Here, prys die Here. Het jy rede vanoggend om die Here te kan prys? Is daar iemand wat wil sê, hoekom wil hy die Here prys? Hannes, hoekom wil jy die Here prys? Wie wil wag? Tannie? Hy is goed, inderdaad is hy goed. Hy is goed. Ek weet ek was so vinnig op jou gewees, ekskuus hoor. Die Here is deel van ons lewe. Hy is ons lewe. En as ek kyk na my nageslag, dan het ek rede om die Here te kan prys. As ek sien Mizaan is gesond, het ek rede om die Here te prys. As ek sien Melanie speel klavier, Here dankie, ons kon net sowel sonder 'n keyboard gespeel het, nê. So ek eer die Here vir die klein dingetjies. Weet jy wat, op 'n stadium, my kinders se tandjies, hulle wil nie trek nie. O, liewe Deeg, hulle wil nie trek nie, want ek het seker gemaak, hulle gebruik al hierdie tande goed, dat hulle sterk dan hê. Die wyse grysies het geglo, jou kinders moet sterk dan hê. Liseli, dan wil die tande nie trek. Ek sê, Here, jy moet nou vir my help, want hulle gaan al graad 2 toe en hulle het nog nie begin wissel nie. Help asseblief net, laat my kinders se tande getrek kan word, Mizaan, want ek wil hulle nie trek nie, want ek's bang vir tande trek nie. Julle, dan borsel hulle tandjies, tops, dan val daar 'n tandjie uit. Dan eet hulle toffie, tops, dan sit daar 'n tandjie vas in die toffie. Ons moet leer om die Here in die klein dingetjies te vertrou, want dan sal die groot dinge net in plek val. Glo jy dit vanoggend? Amen. Vermoorde
sien kans. Vermôre, ek sien kans. Vermôre, ek sien kans. Vermôre, omdat hy leef. Ek sien kans. Vermôre, ek sien kans. Vermôre, ek sien kans.
Dankie, Here. my provider. Dankie, Jesus. You're my provider. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Provider. Oh, dankie dat U voorsien, Here. Amen, Jesus. Oh, thank you, Lord. Dankie, Here. You're my provider. Dankie, Here. Dankie, Here. My provider. Yes, Lord Jesus. Oh, Vader, ons eer U, Here. My Dankie, Here. Dankie, Here. You're my provider. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Amen, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Oh, voorsien, Here. Voorsien, Here. Lift my voice. Dankie dat U voorsien, Here. Oh, Jesus. Worship you. Yes, Lord. Oh, my soul. Dankie, Here. Rejoice. Dankie, Here. Dankie. Take joy, my King. Yes. In what you hear, let it be a sweet, Yes, amen. sweet sound Dankie, Here. in your ear. Love you, Lord. Yes, Jesus. Love you, love Yes. Amen. Amen. Oh, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. Net U, Here. Oh, Jesus. Rejoice, take joy, Amen. my King. In what you hear, Yes. Dankie, Here. let it be a sweet, sweet sound. Amen. Yes. Ja, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Yes. Yes. Net U, Here. You alone are worthy of Jesus. Yes. Oh, Jesus. You alone are worthy of my praise, Lord. Oh, Vader, niemand anders dan U, Here. Vader, dat U ons fokus vanoggend sal terugbring na wie U is, Here. Die alleen wyse God, Here.
Vader, daar's geen plaasvervanger nie, Here. Maak nie saak hoe mooi en hoe groot dit is nie, Here, maar daar is net een God, Here. Vader, en ek bid, Here, dat ons aandag sal terugbring na wie U is, Here. Nie dit wat die wêreld op die oomblik uitsit, Here. Vader, dit skeer my hart om te dink hoe kinders van die Here onder mekaar besig is om te veg oor wie reg is en wie verkeerd is en wie se teologie is so en wie se is so. Here, maar vanoggend, Here, staan ons voor U en Here, ons maak net weer vas, ons proklameer, U is ons alleen wyse God. Here, daar is niemand soos U nie, Here. Vader, ons wil vanoggend, Here, wil ons weer by U voete kom en sê, Here, U is die koning van alle konings, Here. Dankie, Jesus. Oh, dankie, Here. Yes, Lord. Oh, Jesus. Yes. Amen, Jesus. Oh, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen, Jesus. Oh, we exalt Thee, Lord. We exalt Thee, Lord Jesus. Oh, net U, Here. Net U, Here. Jesus. Net U, Here. Net U, Here. Oh, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, kom vat net oor, Jesus. Dankie, Here. Oh, we exalt Thee, O Lord. We exalt Thee, Lord Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Oh, Vader. In U, Here. In U, Here. In U, Here. In U, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Yes, Lord. Oh, Vader. Net U, Here. Oh, Vader Jesus. We exalt Thee, Lord. Oh, we exalt Thee. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Vader, ek bid, Here, dat dit so sal wees vanoggend, Here. Dat ons U vanoggend omhoog kan lig, Here. Vader, dat ons bo alles, Here, dat ons fokus net sal wees op wie U is, Here. Op wat U alreeds gedoen het tot hier in ons lewens, Here. Vader, en ek weet, Here, daar's tye wat ons dalk gedink het, Here, ek gaan dit nie maak nie. Oh, maar vanoggend kan ons voor U staan en ons kan ons hande uitsteek na U en sê, Here, Vader, we exalt Thee, Lord. Here, want daar is nie iemand soos U nie, Here. In die tye wat dinge so donker is, Here, wanneer ons so desperaat is, Here. Dis wanneer ons net uitroep en sê, Here, tel my op. Here, help my. Vader, maar ek bid vanoggend, Here, dat
ons weer U stem sal hoor, Here. Vader, dat ons nie hoef te twyfel nie, Here. Dat ons nie hoef rond te staan en te dink, Here, hoekom het U my verlaat nie? Here, ek dink die seisoen is hier dat ons werklik by U voete moet lê en ons moet losmaak van al hierdie goed wat ons aandag en tyd steel. En net terugkom op die plek om te sê, Here, ek weet wanneer ek by U voete is, Here. Dit is wanneer U met my praat. Dit is wanneer U openbarings vir my oopmaak. Here, dit is wanneer ek duidelikheid ervaar. Vader, help my, Here, dat ek nie net begin 'n follower raak van waar mense sê, daar gebeur iets of daar. Here, dat ek honger na die huis van God toe sal kom, met voorbereide grond, wetend, Here, U kan alles doen, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat ons vanoggend dit sal ervaar, Here, dat ons U krag en U teenwoordigheid sal ervaar vanoggend, Here, dat ons vanoggend kan sê, Here, omdat ons in geloof en gehoorsaamheid, Here, vorentoe gaan, weet ons daar's niks wat ons kan stop nie. O, Here, hoor ons uitroep vanoggend, Here. Here, dat ons vanoggend kan stil raak in U teenwoordigheid, sodat ons U stem vanoggend kan hoor, dat ons bewus sal wees, Here, ons bewus sal wees, Here, van wat op die oomblik aan die gang is om ons. O, Here, Vader, daar is so groot geveg in die geestesdimensie, maar ons is so besig met nonsens, dat ons nie eers die voorbereiding kan doen en in gereedheid kan staan nie. Here, en dis waarom ek vanoggend vra, Here, hoor ons vanoggend, Here, hoor ons vanoggend asseblief. Vader, ek wil vanoggend net oorgee en vra, Here, dat U soewereine wil sal geskied in hierdie huis. Here, dat U 'n absolute kalmte sal oopmaak. Maak nie saak hoe groot die storm was toe hulle ingekom het nie. Here, want U is tog die een wat die storm stil maak. Ek bid nou vir daai kalmte, Here. Vader, ek bid vanoggend, Here, waar ons hier as gelowiges by mekaar kom. Here, is my uitroep na my skoonsussie Annelies, wat in 'n groot motorongeluk was en wat so seer gekry het. Maar ons kom vandag teen elke aanval op daai liggaam, Here. Vader, ek sê dankie dat U daai ribbes genees, Here. Dankie dat daardie breek wat hulle sê so sleg is, Here, by U is niks onmoontlik nie. Ek bid U geneesende hand vanoggend oor daardie been. Here, ek bid, Vader, dat U van haar kroontjie tot haar toontjie haar vanoggend sal aanraak, Here. Dat daar waar sy lê in daai hospitaal, dat sy 'n getuienis sal wees, Here. Dat sy kan opstaan en sê, Here, ek weet hoe ek uitgeroep het U my gehoor, en ons as gelowiges, Here, kan vanoggend dit saam toemaak in die naam van Jesus Christus, Here. Vader, U sê waar 2 of meer by mekaar kom. Vader, so ons eer U dat ons vanoggend in U huis kan staan en dit kan vasmaak. Here, so sê ek dankie vir dit wat U vanoggend wil doen. Ek sê dankie, Here, dat U Bethesda toegemaak het, Here. Ek sê dankie, Here. Vader, dat daar nie skade was nie, Here. Vader, die ongerief was daar tot hier, maar ons eer U, Here, vir U geneesende hand, Here. O, Vader, ons besef nie hoeveel wonderwerke vind waarlik plaas nie. Maar vanoggend sê ons dankie. Dankie, Jesus. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. O, Jesus.
Amen, Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, shitabasia. Kabashiturobos. Oh, dankie, Here. Amen, Jesus. En U, Here. En U, Here Jesus. Yes, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, man, Jesus. Oh, in U naam, ons maak dit vas, Here. Ons maak dit vas. Ons maak dit vas. Amen. Gee die ou langs jou net so drukkie en sê vir hom, Jesus is lief vir jou. Wel vir die haars ook. Ek sê nou net vir hom. Hier staan iemand langs jou en sê, ek gaan jou maar sommer, Jesus is lief vir jou. Amen. Jy kan julle sitplekke neem. Wow, Here. Is hy nie awesome nie? Is dit nie fantasties om vanoggend te weet dat eintlik is daar niks wat te groot is nie. Weet, as ek dink, Tasha, hoe anders te kon het gewees het? En hier sit sy by ons, hey, die twee so lovey-dovey, want het was huweliksherdenking. God is good. Ek dink ons is so gemaklik in onsself, ons aanvaar partykeer maar net, ag, dis so of so, maar ek wil vanoggend vir julle sê, daar's niks van selfsprekend in hierdie lewe nie. Daar is nie. Elke dag is 'n dag wat ons in gereedheid voor God moet staan. Elke dag moet ons seker maak ons wapenrusting is deel van ons. Ons kan nie meer in die tyd wat ons nou lewe by jou huis se deur uitloop sonder jou wapenrusting nie. Ek wil so ver gaan, jy kan nie eers meer gaan gras sny sonder dit nie. Want weet jy wat, sodra jy uitstap, is daar enigiets wat kan verkeerd gaan. Is jy regtig op 'n plek waar jy net okay is, of wat jy dink jy's toegemaak, of wat jy weet, ek is 'n koningskind. O Here, hierdie goed kan groter en groter word, maar U is groter as enige aanslag wat daar is. Jy sien, dit is so maklik om te sê, ons aanbid die koning van alle konings, maar om een of ander rede, raai wat, as 'n mens hierdie ou prente kyk en ek sien as die koning inloop, hoe crazy gaan die mense? Het julle dit al gesien? Eers daar's trompette wat blaas en die ouens maak 'n geraas oor 'n mens. Ons aanbid die koning van die heelal. En ons sukkel partykeer om net te sê dankie, wat nog van amen. Om net ekstra hande te klap. Hoekom? Omdat iemand vir jou sê nee, want weet jy wat, as ek bly is, wil ek enige geraas maak, ek wil enigiets doen, want ek wil U die eer gee. Gaan lees bietjie Psalm 150. Ons gaan met Leron moet praat, hy gaan daai simbels met harder slaan. Want hoekom? Dat daar lewe kom. Weet jy wat, ons pas alles aan, want ons wil niemand offend nie. Jy is op 'n verkeerde plek, my vriend. Ons is hier om die koning van alle konings se naam te vergroot en te verheerlik. Ons is nie hier om jou in jou gemaklike plekkie te kry nie. Bly in jou lazy chair by jou huis en kyk wat gebeur. Want ek wil vir jou sê, nie eers daar waar jy toe is jy veilig nie. Hulle kom draai jou saam met jou stoel uit. Daar's nie meer voorkeur waar ons lewe nie. Hou ons met ons paaie, wat so gevaarlik is, weet jy nie eens of jy by jou werk gaan uitkom nie. Ons ry nou die dag, ek sê vir, ek verstaan nie. Die gat is aan die ander kant en daai persoon regverdig homself om in ons baan te kom ry, want hulle wil nou eerste verbykom. En dan besef ek, dit is hoe ongelukkig gebeur, want hoekom? Ek wil vandag vir jou sê, want is mense wat nie die leiding het nie.
Want as jy leiding het van die Heilige Gees, sal jy nie soos 'n eier optree nie. Nee. Want jy sien, die Heilige Gees laat nie toe dat jy in jou eie ek staan nie. Hy laat jou dink aan wat om jou aangaan. Nie net wat hier voor jou is nie. En dis wat ons moet besef. Ons is in 'n tyd waar ons die heeltyd so aangaan oor dit en dit. En ek wil vir jou sê, jy hoef nie eens daai goed op te sit nie. Ek ervaar net vanoggend dat die Here het net vir ons 'n nuwe roete vanoggend. Want weet jy wat, my bekommernis is dit wat ons inneem van Maandag tot Saterdag. Ek het nog nooit soveel ouens gehoor wat so honger is vir YouTube as wat hulle is vir die woord van God nie. Want al wat jy die hele tyd hoor, ek het hierdie ding op YouTube gesien en hulle sê die volgende. Whatever, chomma, wat het jou Bybel gesê van dit? Hoekom sal 'n stelling jou pla as die Bybel nie dieselfde sê nie? Hoekom sal jy jou kop breek oor dit wat 'n prediker gesê het? Dit is waarom ek en jy ge-issue is met hierdie. Sodat jy kan seker maak dat die ou wat hier voor staan, die waarheid praat. Amen. Want weet jy hoe maklik is dit om 'n skrifgie om te ruil? Nie as prins nie. Maar dan raak mense gesaik en daar's eintlik niks in die woord om gesaik oor te raak nie. Jy sien, dis die erns van om te weet wat die inhoud is, wat God ons nagelaat het. Hoe kan jy excited raak oor wat 'n ou op YouTube sê? Ek luister dit ding nou die dag, die ouetjie is nog nat agter die ore. Dit lyk nog nie asof hy klaar is met skool nie, maar nou wil hy 'n stelling maak van hierdie wat mense in tale praat. Op daai oomblik besef ek net, ek moet net onmiddellik, maar net skiep. Want hoekom sal ek toelaat dat hierdie ou my joy kom steel? Want duidelik het hy nog nie die ervaring in die gees gehad nie. Ek wil vandag vir jou sê, ons moet ophou verskil van teologie en ons moet eerder in eenheid kom met die woord van God. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Of jy nou NG en of jy nou Pinkster is en of jy nou wat was. Is jy waarlik 'n bloedgewaste, wedergebore kind van God? Want jy sien, as jy dit is, sal jy die volle inhoud wat hier binne is bestudeer. En nie die volle inhoud wat op jou komputer is nie. Ouens kan jou al die verskillende predikers opnoem op die naam. Maar hulle kan nie die Bybelboeke op hulle naam noem nie. Dit is skrikwekkend. Dit is skrikwekkend hoe ouens DStv kanale ken, maar hulle weet nie eers wat Deuteronomium is nie. Ek is nie meer gewoond om te blaai nie. Ons is besig om vir onsself te jok. Want weet jy wat, dit gaan nie net oor blaai nie. Op daai tablet of telefoon, jy het soveel plekke waar jy dit kan doen, is dit nog makliker as die. Want jy scroll maar net tot jy sien. Maar weet jy wat gebeur as jy blaai? Partykeer wil die Here nie hê jy moet gaan na waar jy dink jy wil gaan nie. Partykeer terwyl jy blaai, nie scroll nie. Jy sien scroll, maak hy vingertjie net so. My kleinseuns kan dit al doen. Maar wat hulle kan nie hierdie doen nie. Want wanneer ek blaai, dan beteken dit, die Here het partykeer, hy sê anderste in stoor. Ek dink ek moet uit Psalms uitlees en dan maak ek oop en dan sê hy vir my in Esegiel, iets heeltemal anderste. Want hoekom? Want hy wil graag met my praat. Maar ons is so besig om met ander te praat en vir hulle raad te gee en vir hulle te vertel van reg en verkeerd. Maar ons het ergens vergeet wat reg is vir ons. Ek wil volgende vir jou vra, wat wil God van jou hê? Waar wil hy hê moet jy staan? Wat wil hy hê moet jy doen en hoe moet jy optree? Jy gaan dit hier binne kry. Want jy sien, hy het 'n manier om gewoonlik die grootste mond die nederigste persoon te maak. Dis wie hy is. Die ou wat geen posisie het, gee hy die posisie. Weet jy hoekom? Want die Here is nie gepla
oor wat in jou bankrekening is nie. Hy's nie gepla oor hoeveel sertifikaatjies in jou muur is nie. Die God wat ek aanbid is gepla oor wat in jou hart is. Jy sien, hy sê, kom na my toe, net soos jy is. En om een of ander rede, kom ons tot op die punt, en sodra ons net voor hom kom, dan dink ons moet dit of dit doen. En dan verstaan ons nie, hoekom word ons ontneem van sekere gawes. Hoekom is dit dat ander mense hierdie gawes het en ek nie? Want jy soek nie. Dit is eintlik maklik. Nog elke ding wat ek gesoek het by Jesus, het hy my gegee. En elke keer op die tyd wat ek dit glad nie verwag het nie. Ek het eendag vir 'n ou gesê, ek sê, weet jy, die Here is so sin vir humor. Ek sê, elke keer as ek dink, ek het nie 'n sekere gift nie, dan kom ek in 'n plek en dit gebeur en na die tyd besef ek eers, ek is al weg, dan besef ek wat gebeur het. Dan raak ek amper vir my kop af en daar's niemand wat verstaan hoekom ek excited is nie. Dan dink ek, Here, hoe dit gebeur? Ek was net gehoorsaam en op die regte plek. Weet jy hoekom? Want dit het nie oor my gegaan nie. Dit het oor Jesus Christus gegaan. Die grootste wonderwerke wat ek in my lewe ervaar het, was nie waar mense voor in die kerk gestaan het en iemand vir hulle hande opgelê het nie. Dis waar hulle in die banke gesit het en genesing ontvang het. Dis waarom, as die Here my nie oortuig om 'n altaarkol te maak nie, sal ek dit nie doen nie. Want jy sien, hy sê hy het ons 'n gees van onderskeiding gegee. So dan kan hy mos na die persoon toe vat wat jy moet voorbid. Ons moet ophou om ons Vader te limit. Ons moet ophou om op 'n plek te kom waar ons dink, o Here, sekere van die goed is nie vir ons nie, maar dit is vir jou. Die volle inhoud hiervan is vir my en jou. Dit is hoe honger jy is. Jy sien hoe hongerder jy is, hoe meer gee hy vir jou. Partykeer gee hy in een skrifgie vir jou so baie, dat jy later nie meer weet, Here, maar dit kan nie wees nie. Ek het nou net hierdie gelees en hierdie gedeel. En as ek hom weer lees, dan sê hy net vir my iets anders. Maar ons het vanoggend met die doopkandidate dit gedeel. Jy sien die dag toe jy Jesus deur die water gevolg het. Ouens, en ek wil niks lelik sê nie, ons almal weet dat hierdie boek praat van een doop. So ek wil jy moet verstaan, dat as jy Jesus deur die water, deur die vorm van onderdompeling gevolg het, het jy die ou lewe afgelê, en jy het nuut geword. Hoekom is dit, dat van ons nie meer nuut voel nie, want ons het van dit prys gegee. Dis die enigste antwoord vir ons. Dis nie, die Here halwe werk, die Here doen nie halwe werk nie. Jy het net halfpad commit. As jy wil hê die Here moet jou losmaak, sê Here, ek sê dankie dat U losmaak, dat U my wegvat van hierdie omstandighede, en hy sal dit vir jou doen. As jy in hom staan. Jy sien, dit is waar die wonderwerk begin plaasvind, is begin by jou geloof in Jesus Christus, dat jy vashou aan hierdie woord. Toe ek die Here aanneem, het ek nie gesê, Here, okay, ek gaan hierdie maand dit doen en dit. Ek is 'n overachiever. So alles wat ek doen ek so goed as wat ek kan doen. En in die wêreld was dit nie goeie nuus nie. Die aand toe ek my hart vir die Here gee, toe sê ek vir my seun, sy moet my net los. Ek het nodig om te hoor wat die Here wil doen. En ek het nie verstaan hoe om alles te doen nie, maar ek het verstaan wat dit beteken om te bely voor God. En dit elke ding wat vir my 'n issue was, het ek bely. Ek het nie gesê, Here, ek is alright om nog te rook of nog 'n ietsie. Ek het gesê, Here, enigiets wat tussen my en U staan, vat dit weg. Want as ek een ding doen, gaan ek 'n volgende ding doen. Want ek weet wie ek is. En weet jy, ek het die een ding ervaar. Want hy sê, hy sal ons vrymaak en hy sal ons reinig van alle ongeregtigheid. En ek kan vandag hier voor julle staan en sê, ek het nog nooit ooit weer teruggestaan in daai lewe, of gedink of gesmag om dit ooit weer deel van my lewe te hê nie. Hoekom? Want my God
doen 'n awesome werk. Daar is nie afdraai paadjies nie, daar is nie 'n halwe ding nie. Jy kies om sekere goed nie af te lê nie. So ek en jy het vandag nodig om voor God te staan en te sê, Here, ek verstaan hoekom ek U nie meer hoor nie, want ek het te veel goed tussen my en U. Julle almal ken daai liedjie, tussen my en jou lê daar 'n berg. Partykeer is dit in die geestesrelm ook so. Daar's 'n berg van nonsens tussen jou en God. En jy verstaan nie, hoekom kom jy nie daar uit nie? Want jy weet nie hoe om berg te klim nie. Maar nou wil ek jou die goeie nuus gee. Die dag van belydenis. Raai wat doen hy? Hy sê hy het berge vir ons versit. So jy sien, hy leer jou nie om oor hom te kom nie, hy vat hom weg. Maar wanneer vat hy hom weg? Wanneer ek en jy by die voete van Jesus gaan lê en sê, Here, in U. Ek weet, Here, U woord sê ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Hoekom sal ek nou gelimit word? Jy sien, niks kan my beperk nie. Maar hierdie skrif hier staan vir my uit. Hy sê in Psalm 40, Here, my God, vers 6. U het baie wonders gedoen. U planne vir ons kan met niks vergelyk word nie. As ek in al hierdie wonderdade wil vertel, is dit te veel om op te noem. Ouens, ek weet nie van jou nie, maar as jy nie excited raak oor vers 6 nie, dan sal niks jou excited kry nie. Glo my, dan is jy soos 'n drup. Daar gebeur niks. Jy kan dit mooi vat of lelik. Jy sien, ons het nodig om vanoggend die woord van die Here vir onsself op te breek en te sê, Here, maak iets hier wakker binne in my. Here, gee my hierdie excitement dat ek kan sê, Here my God, U het baie wonders gedoen. U planne vir ons. Hallo? Dis ons wat hier sit. U planne vir ons kan met niks vergelyk word nie. Hoekom is dit dat die wêreld 'n ding op jou sit en jy dink jy kan nie daaronder uit nie? Ek wil vandag vir hierdie nonsens laat ouens sê, ek het my pa se hier meer, man, jy kies om soos hy te wees. Ek kies om soos my pa te wees. Ek is jammer en dis geen disrespek na my wêreldse pa nie. Maar jy sien, toe ek Jesus Christus in my lewe kry, toe gaan dit oor wat my Vader sê. Wat my Vader verwag van my. Sit ek die pot mis? Ja, baie. Maar ek laat nie die dag verbygaan voordat ek vir hom jammer sê. En voordat ek my bes probeer om dit reg te maak nie. Jy sien, dis waar die verskil in kom. Hy sê in vers 8, toe sê ek, kyk, ek kom. In die boekrol is dit oor my geskryf. Dis my begeerte om U wil te doen, my God, want U voorskrifte is in my hart. Is dit waar sy voorskrifte by ons is? In ons hart? Ek wil nou 'n saak aanraak en dis gewoonlik die no-go area. Maar ja, my maat 'n goeie, sterk seun groot gemaak. So ek is nie bang om stellings te maak as ek die woord agter my het nie. Weet julle hoekom raak mense sensitief oor 'n 10de? Want jy het dit nie in jou hart nie. Ek is 6 jaar hier en tannie Alwie, julle wat nou al, en bil hulle wat lankie is, jy kan my reg help, het ek al ooit gepreek oor 'n 10de. Want ek is jammer, lees jou eie Bybel. Wat is daai liedjie wat sê? Lees jou Bybel en bid elke dag. Doen dit en die Gees van God gaan vir jou sê wat jy moet doen. Maar jy sien, die Here het iets in my hart oopgemaak. Dis waarom ek nog nooit bekommerd was oor finansies nie. Ek dink jaaitjie stres vir 2 van ons. Want as iets gebeur en sê ek net, jou afdeling, al wat ek doen is ek bid vir guns vir jou. My fokus kan nie wees op wat in iemand se gatsak is nie. Ek is jammer. My fokus is op wat in jou hart is.
het Vader die saad wat in jou hart is, al lewe gegee. Het hy in jou wakker gemaak dat wat eintlik kan gebeur as jou hart oop is. Jy sien, dis waarom die woord 10de nog nooit vir my 'n issue was nie. Want wanneer Vader werklik in jou hart inspreek, maak hy soveel meer oop. Jy kyk nie na wat jy dink wat reg en verkeerd is nie. Die Here begin jou areas wys, wat jy nog nooit raak gesien het nie. Dis wat ons moet ervaar. Jy sien, ek praat met ouens en baie ouens hou meer van, hulle hou nog vas aan baie van die Ou Testament. Ander, ek wil nie onder die ou gebod staan nie, maar raai wat, as hulle begin praat, dan is dit net die ou gebod wat praat. So snaaks. Al wat ek vandag vir jou sê, ek het toegelaat dat Jesus Christus my hart oorneem. Ek het toegelaat dat hy inspreek wat sy plan vir my is en nie mense nie. Nie regulasies nie. Die Here sê ons moet ag gee op ons wette. Maar weet jy wat? Ek het nou die dag toe sê ek vir 'n ou, as die grondwet vir jou sê moet dit en dit doen, maar die Gees getuig nie saam nie, dan bypass ek net iets. Gaan ek dit teen? Nee. Maar ek hoef nie elke ding uit te sit omdat 'n mens vir my iets sê nie. Ek wil gehoorsaam wees aan wat God vir my sê. En ek wil vandag vir jou vra, as jy op die plek kom wat jy sy groot wonderwerke werklik verstaan, as jy besef wat hierdie stukkie in Psalms werklik vir jou sê, dat daai wat hy vir ons ingesit het, sy voorskrifte, as jy dit al toegelaat het in jou lewe, besef jy waar jy eintlik al kon wees. Besef jy wat jy alles al kon doen. Maar omdat jy teruggestaan het met die gedagte van wat iemand vir jou gesê het, nou staan jy en vashou aan dit. Ek wil vanoggend vir jou net vra, wat het die woord vir jou gesê? As jy wil ongehoorsaam wees aan jou eie teologie of jou eie idee, awesome. Dis tussen jou en God, dis nie tussen my en jou nie. Maar ek wil een ding vir jou sê, wanneer ek die woord van God vat, dan vra ek, Here, maak hierdie voorskrifte lewend in my. Vader, help my om net gehoorsaam te wees aan wat U my inspreek. Maar dat ek ook weet dat wanneer ek uithaal, omdat ek jammer kry en U sê vir my nee, dan is dit nee. Hoekom? Openbaring sê dat jou ja is en jou nee. Jammer, gee nie vir jou 'n goue sterretjie nie. Opregtheid doen. Gehoorsaamheid doen. Dis hoe God jou opvat na 'n plek toe. Ons kom op 'n plek en ons dink, ek doen al hierdie mooi dinge. As jou hart nie daarvan getuig in lyn met die Gees nie, wil ek vir jou sê, mooi beteken regtig nie veel nie. Maar wanneer jou gees oortuig is, maak dit nie saak wat gebeur nie. Hy maak net oop. Hy laat net toe. En dan kyk jy terug en dan wonder jy, hoe het al hierdie goed gebeur? Ek kan by die koning van alle konings. By hom is daar nie perke nie. Jy sien, hy laat my nie afdwaal en vat sy oë op my af nie. Nee, jy sien, ons bly die konsep verkeerd verstaan. Die herder loop nie agter ons aan nie. Ons is veronderstel om agter die herder aan te loop. Dis waarom. Ons verstaan nie hoe het ek afgedwaal, want jy het vooruit geloop. Jy het voor op die wa geraak en gedink, man, ek kan. Hoor nou wat ek vandag vir jou sê. In myself kan ek niks doen nie. Ek het nooit besef eintlik, sonder Jesus, hoe leeg is ek nie. Daar's geen niks nie. Ek het die eerste keer in my diepte ervaar, in my lewe, toe ek Jesus ervaar. Ewe skielik maak goed net vir my meer sin. Ewe skielik begin ek goed raak sien, wat ek 'n leeftyd lank nie raak gesien het nie. Dis wie hy is. Ek wil begin afsluit met Spreuke 3 vers 5, hy sê,
Vertrou op die Here met alles wat jy doen. Is dit maklik? Nee, dit is nie. Want om een of ander rede het ons menswees ons so vooruitgeloop dat ons nie meer weet hoe om net op die Here te vertrou nie. En ek weet dit is vir niemand hier nie, maar ek het al gehoor hoe ouens sê, ek wil bid dat die Here vir my die regte kar stuur en môre sien jy ry nie vir kar. Ja. Ek sê een van hulle. Ek is verskriklik hastig. En dan na die tyd dan dink ek, "Jo, Here, ek moes net so 'n bietjie langer gewag het." Hoekom het ek die beste deal verloor? Want ek was ongehoorsaam. As ek skaam moet erken, nee, ek is nie. Want raai wat, ek kon nie terug gaan na die Here toe, Here, ek is jammer, ek kan nie kwaad word nie, want raai wat, ek het nie geluister toe hy sê wag nie. Vertrou op die Here met alles wat jy doen. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. As jy nie wil sê 'n ou voel nie, ek is 'n ou voel, ek weet nie hoekom moet ek soveel foute oor en oor maak nie. Elke keer dan dink ek, ek het 3 toets nou deurgekom, dan kom hy net in 'n ander geur, en dan dop ek hom weer. Want raai hoekom? Want ek raak so excited om myself, dan dink ek het die oortuiging, raai van wie? Van myself. Ek het enige mooi ding gehoor, en ek gaan regtig afsluit. Hy sê, oom sê vir my, hy sê, weet jy, ek word so kwaad vir myself. Hy sê, net as ek dink ek het op die punt gekom, dat die Here regtig nou begin met my 'n pad stap, dan kom ek agter wat so nonsens het ek aangejaag in die proses. Toe sê ek, maar is dit nie eintlik awesome nie, oom? Ten minste het jy dit besef. Weet jy hoeveel van ons kom nie eens agter, dat die eie ek groter was as God se wil nie. En dis presies wat hy hier sê. Hy sê in vers 6, vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Wat is mooier as dit? Wat kan meer intens wees, as om op die plek te kom om net te sê, Here, alles wat ek doen, bid ek U wil. Alles. Alles is 'n baie snaakse woord, want om een of ander rede, is daar enigiemand hier wat nie Afrikaans is nie? Almal Afrikaans. My maggies. Klomp boere by mekaar. Is dit nie snaaks dat, nee, ons 'n porra. En 'n Engelsman. Ja, daar is darm so 2. Weet jy wat, ek wil julle 'n geheim vertel. Afrikaans is nie die hemelse taal nie. God se taal is. Dis waarom hy het vir ons gegee het om direk met hom te praat. En niemand kan dit interrupt nie. Ek verstaan nie dat ons die maklikste, vir my is dit seker omdat ons Afrikaans is, dink ons dialek is so maklik, want alles kan so maklik vir jou sê, alles, in Engels all. Ek weet nie wat dit is in Portugees nie, maar hoekom is dit dat 'n woordjie wat so maklik is, amper onmoontlik is vir ons om te doen? Jy moet met alles na hom toe gaan, en dan kom jy net met 'n kwart. Here, ek's besig om daar uit te sort. Nou loop jy om, en om, en om, en om, en jy verstaan nie, hoekom kom die deurbraak nie, want jy het nie alles vir hom gegee nie. Die dag toe ek besef, dat ek regtig met alles na hom te kan gaan, het ek besef hoeveel guns het ek in areas wat ek nooit gehad het nie. In areas wat ek glad niks verstaan nie. Dan sê ek, Here, U sê alles. U moet my nou guns gee of U moet die regte persoon stuur om dit uit te sorteer. Gewoonlik stuur hy die regte persoon. My vrou sê, as ek in iets vat, breek ek dit. Maar raai wat? Ek het hom met alles vertrou. As jy toelaat dat alles wat jy doen in sy wil geskied, wil ek vir jou sê, gaan jy guns op guns ervaar. Daai mooi woorde wat hy vir ons sê in Psalm, dat goedheid en guns ons volg al die dae van ons lewe. Ek weet nie van jou nie, maar daai is my die mooiste deel.
En die lekkerste is as jy dit oor jouself bid. Ek love om dit te bid en sê ek, Here, en net vir as ek vergeet, onthou goedheid en guns. Want jy sien, as ek nie goedheid en guns het nie, kan niks vir my reg uitwerk nie. Maar met goedheid en guns kan niks my teestaan nie. Behalwe as dit nie sy wil is nie. So as die deur toemaak, is reg, Here. En dit was die moeilikste stap van geloof, om te besef wanneer jy moet reverse. Want ons glo, ons is gemaak om net die heeltyd. Jy kan net vorentoe gaan as Vader gaan. Want dit is wat dit beteken om die herder te volg. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie Here dat ons die voorreg het om vanoggend net te kan sê, Here, laat U wil geskied. Vader, help ons, Here, om werklik in dit in te koop. Help ons om vanoggend, Here, met alles binne in ons, Here, net te kan uitroep, Here, Vader, hoor my hart, hoor my roepstem, Here. En so bid ek in dieselfde asem, dat ons weer U stem in duidelikheid sal hoor. Maak ons los van al die stemme wat van die kantlyn afkom. Here, help my om te fokus op U stem. Help my om te fokus op U woord. En dat ek stil staan in dit en gehoorsaam sal wees in dit. Vader, my gebed vanoggend is, dat U seën oor hierdie huis sal rus. Vader, dat U ons sal toemaak, dat U ons sal beskerm. Dat ons so bewus sal wees van U teenwoordigheid. In die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.